Liewe luisteraars, ek groet u weer eens in die lieflike naam van ons Here Jesus. En ons is vanmôre terug by die boek Handelinge. Ek het laasweek so 'n bietjie afgewyk, eenmalig, toe ek gepraat het oor 3 dinge wat ons moet dophou vir die toekoms. Ek hoop jy het daardie boodskap geluister. As jy dit nie geluister het nie, gaan luister dit gerus op YouTube. Maar vanmôre wil ek 'n bietjie met u praat oor die genesingswonderwerke wat plaasgevind het in die eerste Handelinge gemeente. Ek praat vanmôre met u oor die boodskap, die genesingskrag van die Here Jesus, wat ons nie meer in ons tyd ervaar, soos die mense in die Handelinge gemeente tyd dit ervaar het nie. Dis 'n goddelike genesingsboodskap wat ek vanmôre wil bring, en jy sal agterkom ook daar moet 'n opvolg wees. So ek gaan 'n opvolgboodskap volgende Sondag bring. As die Here vertoef om my te kom haal en u te kom haal, dan gaan daar volgende Sondag 'n opvolgboodskap wees. Baie min mense verstaan die werking van God rondom genesing. Ons weet net die Here alleen kan volkome en volmaak genees. Here wil nie ons moet siek wees nie. En die Here maak ook nie siek nie. Ons gaan volgende week 'n bietjie daaroor praat. Maar vanmôre fokus ons eintlik net op ons skrif. Ek gaan vir u 3 gedeeltes lees vanmôre. Die eerste gedeelte is in Handelinge 3 vers 1 tot 10. Kom ons lees dit saam. Daar staan geskryf: en Petrus en Johannes het saam na die tempel opgegaan op die uur van die gebed, die 9de uur. En daar is 'n sekere man aangedra wat van sy geboorte af krepeel was. Hulle het hom elke dag neergesit by die tempelpoort, wat die skone genoem word, om 'n almoes te vra van die wat in die tempel ingaan. Toe hy sien dat Petrus en Johannes die tempel wou binnegaan, het hy om 'n almoes gevra, het gebedel. En Petrus saam met Johannes het hom stip aangekyk en gesê: kyk na ons. En hy het sy oë op hulle gehou in die verwagting dat hy iets van hulle sou ontvang. Hy het meer ontvang as wat hy verwag het. Maar Petrus sê: silwer en goud het ek nie. Maar wat ek het, dit gee ek vir jou. In die naam van Jesus Christus die Nasareëner, staan op en loop. Toe gryp hy hom aan sy regterhand en rig hom op. En onmiddellik het sy voete en sy enkels sterk geword, en hy het opgespring en gestaan en rondgeloop, en saam met hulle in die tempel ingegaan, terwyl hy rondloop en spring en God prys. 'n man wat sy lewe lank nie kon loop nie, stap nou skielik soos 'n gewone mens, deur die aanrakingskrag, die goddelike genesingskrag van die Here Jesus. Vers 9. En die hele volk het gesien hoe hy daar loop en God prys. En hulle het hom herken dat dit hy was wat by die skone poort van die tempel gesit het om te bedel, en hulle is vervul met verwondering en verbasing oor wat met hom gebeur het. Dan lees ek hier vir u nog in Handelinge 5 vers 12 tot 16. Daar staan geskryf: en deur die hande van die apostels het daar baie tekens en wonders onder die volk plaasgevind. En hulle was almal eendragtig saam in die pilaargang van Salomo, en daar was niemand van die ander wat dit gewaag het om hom by hulle te voeg nie. Maar die volk het hulle baie geëer. En daar is meer en meer gelowiges in die Here bygevoeg, is in Jesus. Menigtes van manne sowel as vroue, sodat hulle die siekes op die strate uitgedra en op bedde en draagbare gelê het, met die bedoeling dat as Petrus kom, al was dit net sy skaduwee op iemand van hulle sou val. En die menigte van die stede in die omtrek het ook in Jerusalem bymekaar gekom en siekes gebring en mense wat deur onreine geeste gekwel was, en hulle is almal genees. Nog 'n gedeelte is Handelinge 19 vers 11 en 12, en nou gaan dit oor Paulus. Daar staan:
En God het buitengewone kragte deur die hande van Paulus gedoen, sodat selfs wanneer doeke of voorskote wat aan sy lyf was, op die siekes gelê is, die siektes van hulle gewyk en die bose geeste van hulle uitgegaan het. Nou ons lees net tot sover saam, baie interessant wat ons vanmôre saam gelees het, kosbaar om ook daaroor vanmôre met u te praat. Kom ons bid net saam. Here, wanneer ons hierdie gedeelte so lees, dan besef ons verstaan baie min van die genesingswonderkrag van Jesus Christus. God se aanraking, wanneer u siekes aanraak, krepeles aanraak, en u genees hulle in een oomblik. Dankie dat ons weet, Here, u is dieselfde God van gister, vandag en tot in alle ewigheid bly dieselfde. U is dieselfde God van die eerste Handelinge gemeente wat Jesus Christus aangeneem het en hom gevolg het, en onder wie die apostels wonderwerke gedoen het, genesingswonderwerke in die genesende krag van ons Here Jesus. En ons wil vanmôre vir u sê, Here, ons het net so 'n behoefte daarna, dat u aan ons die genesingskrag van die Here Jesus sal openbaar, goddelike krag van genesing. En ons wil vra, kom leer u ons uit die volgende 2 boodskappe, ook vanmôre se boodskap. Daar's baie mense wat siek is, daar's baie mense wat graag die aanraking van Jesus in hulle eie liggame en lewens wil ervaar. En Here, ons weet ons skiet ver te kort, maar ons weet u het nie verander nie. En ons wil vra, leer ons, wys vir ons, waar skiet ons te kort, waar lê die fout, help ons Here, om reg te wandel voor u, sodat ons ook kan bid vir siekes en weet, die Here gaan hulle aanraak en hulle genees. Ons bid dit alles in Jesus se naam met danksegging. Amen. Vriende, ek gaan regtig probeer om net die belangrikste teksgedagtes weer aan u voor te hou uit ons geleesde gedeeltes. En dit is in Handelinge 5 vers 6 tot 8 waar daar geskryf staan, heel eerstens, maar Petrus sê, dis nou vir daardie verlamde man by die tempel, silwer en goud het ek nie, maar wat ek het, dit gee ek vir jou. En dan sê hy, in die naam van Jesus Christus die Nasarener, staan op en loop. In die naam van Jesus Christus die Nasarener, staan op en loop. En toe gryp hy hom aan sy regterhand en rig hom op, en onmiddellik het sy voete en sy enkel sterk geword, en hy het opgespring en gestaan en rondgeloop en saam met hulle in die tempel ingegaan, terwyl hy rondloop en spring en God prys. Dis wanneer iemand die genesingskrag van Jesus ervaar. Handelinge 19 vers 11 en 12, daar staan, en God het buitengewone kragte deur die hande van Paulus gedoen, sodat selfs wanneer doeke of voorskote wat aan sy lyf was, op die siekes gelê is, die siektes van hulle gewyk en die bose geeste van hulle uitgegaan het. Nou my liewe vriende, ek wil vanmôre met u praat oor 'n vraag, want ek dink dis 'n vraag wat ons behoort te antwoord uit hierdie skrifgedeelte. Ken ons die genesingskrag van Jesus? Ken ons regtig die genesingskrag van Jesus? En dan verwys ek na hierdie gedeeltes wat ons vanmôre saam gelees het, waar ons gesien het hoe dat die genesingskrag van Jesus onder siekes gewerk het. Nou, ons gaan steeds vanoggend, soos ek reeds gesê het, en vir die volgende paar Sondae, gaan ons fokus op interessante en kosbare geestelike lesse uit die boek Handelinge. Ek het begin om oor die boek Handelinge te preek, omdat daar geweldige, interessante en kosbare geestelike lesse is. Ek het wel laas Sondag eers weer gefokus op die eindtyd gebeure en eindtyd profesieë wat ons moet dophou vir die toekoms. Maar ek wil ook nie elke Sondag op die eindtyd gebeure fokus nie, want dit is nie alles nie. Ons moet die woord van die Here preek, en daarom praat ek vanoggend
oor 'n baie interessante en baie belangrike onderwerp wat min mense in ons dag en tyd reg verstaan, naamlik die genesingskrag van Jesus. Goddelike genesing. Dis waaroor ek vanmôre met u wil praat. En ek wil spesifiek fokus op die vraag: ken ons in die dag en die tyd wat ons leef regtig nog die genesingskrag van die Here Jesus? Ons het soveel vriende. As ek nou praat van ons, dan praat ek van my en my vrou. Ons het soveel vriende en kennisse wat die een of ander siekte of kwaal het, en hulle is op ons gebedslys vir wie ons gereeld bid. Elke dag bid ons vir hulle. Maar ons hoor baie min van iemand wat nog getuig dat hulle waarlik deur die genesingskrag van Jesus as die groot geneesheer aangeraak en volkome genees is. Mense getuig soms dat die Here hulle genees het van ernstige siektes soos kanker, of 'n nier- of longkwaal, van diabetes, of watter siekte dit ook al mag wees, maar intussen het hulle mediese behandeling ontvang en nie heeltemal ten volle op die Here vertrou vir hulle genesing sonder enige mediese behandeling nie. Nou vriende, en met my mooi hoor, ek sê nie dit is verkeerd om dokter toe te gaan nie. Verstaan my mooi asseblief. Maar die vraag in my gemoed is, op wie was jou geloof en jou vertroue dan nou eintlik gewees as jy sê die Here het my genees as jy mediese behandeling of medikasie ontvang het? Op wie was jou geloof en jou vertroue dan nou eintlik gewees? Ons weet almal, die Here gebruik verseker dokters, want in baie gevalle het dokters al mense se lewens gered, in baie gevalle, na groot en delikate operasies, en met uitstekende behandeling wat hulle op mense toegepas het, het hulle al mense se lewens gered, en dit is so, ons weet dis waar. Maar ons moet ook erken, ons sien nie meer goddelike genesingswonderwerke plaasvind, soos ons vanmôre in Handelinge gelees het nie. En dan wonder 'n mens, waarom ons nie meer hierdie genesingskrag van Jesus so beleef soos toe nie. Terwyl ons weet, God het nooit verander nie. Hy is dieselfde God van gister, vandag en môre en tot in alle ewigheid. En daarom moet ons ook aanvaar dat die fout by ons as mense lê en nie by God nie, want God het nooit verander nie. Ek self het baie vrae en worsteling in my eie gemoed, waarom ons nie meer in ons dag en tyd die genesingskrag van Jesus, ons goddelike geneesheer, ervaar en ken, soos in die tyd van die Handelinge gemeente, toe die Christelike kerk tot stand gekom het nie. Hulle het dinge beleef rondom die genesingskrag van Jesus, wat min mense in ons tyd nog ooit ervaar het. Ons lees daarvan. En daarom is my hoop regtig, dat ons vanmôre uit hierdie boodskap baie kosbare geestelike lesse sal leer, wat vir ons antwoorde op ons vrae sal gee, oor goddelike genesing, of soos ek het wil noem, naamlik die genesingskrag van ons Here Jesus, want dit is die genesingskrag van Jesus wat mense gesond maak. Jesus is die groot geneesheer, die volmaakte geneesheer. Nou vriende, ons sien en ervaar baie keer die tragiese toestand van siek mense. Ons sien dit baie keer. Ons ervaar dit baie keer. Dis familie, vriende, kennisse wat siek is en ons skuur met hulle skouer. Nou ons het dit gelees in vanmôre se skriflesing, hoe die apostels van Jesus en selfs die gemeentelede van die Handelinge gemeente nie oogklappe
vir die siek mense opgehaat het nie, maar ag geslaan het op die siek mense van hulle tyd, en dat hulle raak gesien het. Hulle het op hulle gefokus, hulle het hulle raak gesien, hulle het alles in hulle vermoë gedoen om aan hulle aandag te gee. Ek wil weer vir u een van die voorbeelde uit ons skriflesing van vanmôre aan u voorhou, en dit is Handelinge 3, vers 1 tot 4. En Petrus en Johannes het saam na die tempel opgegaan op die 9de uur, op die uur van die gebed, dit is die 9de uur. En daar is 'n sekere man aangedra wat van sy geboorte af krepeel was. Daar staan nie vir ons geskryf hoe oud hy was nie, maar van sy geboorte af was hy krepeel. Hulle het hom elke dag neergesit by die tempelpoort wat die skone genoem word. Om wat te doen? Om 'n almoes te vra. Hy het gebedel, almoes gevra van die wat in die tempel ingaan. En mense het skuldig gevoel, want hulle sien hom elke keer daar en hy het verseker, het hy geld gekry, het hy iets ontvang van die mense. Maar hier staan geskryf, toe hy sien dat Petrus en Johannes die tempel wou binnegaan, het hy om 'n almoes gevra. Hy vra vir Petrus en Johannes, die apostels van Jesus Christus, vir 'n geldjie. En Petrus, saam met Johannes, het hom stip aangekyk en gesê, kyk na ons, kyk na ons. Nou sien nie vriende, hulle het nie net verbygestap nie. Hulle het by hom gaan staan, hulle het na hom gekyk, daar staan, hulle het hom stip aangekyk en gesê, kyk na ons, kyk na ons. Nou dit het nie verander nie, my liewe vriende, want in baie gevalle sien ons ook die siektetoestand van ander raak. Ons kyk na hulle siektetoestand, ons sien dat hulle ly, ons sien dat hulle swaar kry, ons sien dat hulle siek is. En dat het ons gewoonlik medelee en empatie met daardie siek mense. Ons lees verskeie plekke in die Nuwe Testament hoe Jesus hom tydens sy aardse bediening baie oor siekes en krankes ontferm het. En hoe families hulle ook oor hulle eie familie wat siek was ontferm het. En dis waaroor dit gaan. Jy sien eerstens die siektetoestand van daardie persoon wat jy ken, wat jy mee te doen het, familielid. Jy sien dit raak. En die volgende ding is, daar kom 'n empatie in jou hart. Daar kom 'n jammergevoel in jou hart vir hierdie persoon wat siek is, wat ly onder sy of haar siektetoestand. Nou lees ek in Matteus 14 vers 14, en daar staan geskryf, en toe Jesus uitgaan, het hy 'n groot skare gesien en innig jammer vir hulle gevoel. Hoor nou mooi wat staan daar. Jesus het 'n groot skare gesien, hy het innig jammer vir hulle gevoel, en hy het hulle siekes gesond gemaak. Nadat hy na hulle gekyk het, hy het oor daardie skare gekyk, hy het hulle omstandighede raak gesien, hulle verlorenheid in die siekes se toestand raak gesien, en hy het hulle gesond gemaak. In Lukas 4 vers 40 staan daar geskryf, en toe die son ondergaan, het almal hulle siekes, mense met allerhande kwale, na Jesus gebring. En hy het een vir een van hulle die hande opgelê en hulle gesond gemaak. En dis hoe Jesus hom ontferm het oor die siekes. Een vir een het hy hulle gesond gemaak. Almal het hulle siek mense oor wie hulle besorg was na Jesus toe gebring, want hulle het geweet hy is die groot geneesheer, en hy het hulle een vir een gesond gemaak. Ek lees ook vir u Lukas 9 vers 6, daar staan geskryf, en hulle het uitgegaan en dorp vir dorp deurgegaan en oral die evangelie verkondig. So heel eerstens het hulle die evangelie van Jesus Christus, dat hy die redder is, dat hy die zaligmaker is, dat hy die weg en die waarheid en die lewe is, dit het hulle verkondig. En dan staan daar, en siekes gesond gemaak. Is Jesus se disippels, hy het hulle uitgestuur, hulle die evangelie verkondig, dat Jesus red, en in sy naam het hulle siekes gesond gemaak.
En dan lees ek vir u weer Handelinge 3 vers 1 tot 10. En Petrus en Johannes het saam na die tempel opgegaan op die uur van die gebed, die 9de uur, en daar is 'n sekere man aangedra wat van sy geboorte af kreupel was. Hulle het hom elke dag neergesit by die tempelpoort wat die skone genoem word, om 'n almoes te vra, om te bedel van die wat in die tempel ingaan. Toe hy sien dat Petrus en Johannes die tempel wou binnegaan, het hy om 'n almoes gevra, uitgebedel. 'n geldjie vir my asseblief. Vers 4 sê, en Petrus saam met Johannes het hom stip aangekyk en gesê, hulle kyk hom aan, hulle sê, kyk na ons. En toe gebeur die volgende ding, en hy het sy oë op hulle gehou, in die verwagting dat hy iets van hulle sou ontvang. Hy het geld verwag, hy het 'n almoes verwag, hy het nie verwag dat die Here hom liggaamlik gaan aanraak nie. 'n man wat dalk Jesus glad nie geken het nie, glad nie van Jesus eers gehoor het nie. Maar Petrus sê, silwer en goud het ek nie, maar wat ek het, dit gee ek vir jou. En dit laat my so dink daaraan, ek is arm as 'n mens, maar ek ken die Here van al die skatte. Silwer en goud het ek nie, maar wat ek het, dit gee ek vir jou. In die naam van Jesus Christus, die Nasareëner, staan op en loop. En hier kom vir my 'n baie interessante ding deur. Toe gryp hy hom aan sy regterhand en rig hom op, en onmiddellik het sy voete en enkels sterk geword. Gryp hom aan die hand, hy sê, staan op, loop. 'n man wat in sy lewe nog nie geloop het nie. Dis geloof. Dis geloof in Jesus Christus. Dis 'n man wat saam met Jesus gewandel het vir 3 jaar met Jesus se bediening. En wat daar was in die boventrek toe die Heilige Gees uitgestort is, vervul is met die Heilige Gees, Petrus en Johannes, die rots waarop Jesus gesê het, hy sy kerk sal bou. Handelinge 5 vers 12, vers 15 en 16 sê, en deur die hande van die apostels het daar baie tekens en wonders onder die volk plaasgevind. En hulle was almal eendragtig saam in die pilaargang van Salomo, sodat hulle die siekes op die strate uitgedra het. Weet jy, dit is vir my seker die mooiste gedagte. As ons praat oor goddelike genesing, of oor die genesingskrag van Jesus, hulle het die siekes op die strate uitgedra. Hulle het nie gevra, volg jy Jesus, ken jy Jesus, of ken jy hom nie? Met die bedoeling dat as Petrus kom, al was dit net sy skaduwee, sien nie die geloof, sien nie die genesingskrag van Jesus wat werk deur Petrus, as dit net sy skaduwee is, wat op iemand van hulle sou val, dan het hulle genesing ontvang. Vers 16, en die menigte van die stede in die omtrek het ook in Jerusalem by mekaar gekom, en weer eens, siekes gebring, en mense wat deur onreine geeste gekwel was, en daar staan, en hulle is almal genees. Waar het ons dit al in ons lewe ervaar en beleef, dat mense op die strate uitgedra word wat siek is op hulle beddens, of op 'n maatjie, en hulle is neergelê in die strate, en Petrus het net verbygestap, en sy skaduwee val op hulle, en hulle word genees. Dis nie Petrus wat die genesingskrag gehad het nie. Dis Jesus Christus wat deur hom gewerk het, omdat hy die geloof gehad het. Handelinge 19 vers 11 en 12, en God het buitengewone kragte deur die hande van Paulus gedoen, sodat selfs wanneer doeke of voorskote wat aan sy lyf was, op die siekes gelê is, die siekes van hulle gewyk en die bose geeste van hulle uitgegaan het. Want hulle was so baie, Paulus kon nie by almal uitkom nie. Daar was nie dokters regtig gewees nie. Ons weet nie hoe dit was nie. Daar was geneeshere, maar nie in die mate wat ons dit vandag ervaar nie. En dit was soveel so dat hulle selfs die doeke, die voorskote wat om Paulus se lyf was, net op daardie siekes gelê het en hulle het gesond geword. Dis die genesingswerk
wonderkrag van Jesus Christus. So het ons natuurlik ook regtig in daardie opsig nie verander nie, vriende, teenoor die mense wat ernstig siek is en in 'n siekte toestand is nie. Ons het nie verander nie. Ons voel vir hulle jammer. Ons sien hulle raak, ons voel net so jammer vir hulle, soos wat die mense van daardie tyd vir hulle jammer gevoel het. Ons weet van soveel familie en vriende en kennisse wat al gesterf het in hulle siektes, wat kanker gehad het, of wat dit ook al mag wees, hulle het gesterf van hulle siekte toestand wat hulle gehad het, en ons het vir hulle jammer gevoel. Ons het dalk vir hulle gebid, ons het dalk vir hulle hande opgelê, hulle het nooit genesing ontvang nie, hulle het gesterf. En vriende, daar is altyd mense wat glad nie empatie en simpatie met ander se siekte en met hulle noodtoestand het nie. Maar as die Gees van die Here in jou hart woon, dan werk hy daardie empatie. Hy werk daardie simpatie, daardie gevoel van jammer vir mense wat in 'n siekte toestand is. Sulke mense wat siek is, wat ly. En ons het ook hierdie voorbeeld in vanoggend se skriflesing gevind, en dit was natuurlik besonder terwyl ek dit nou met u weer gedeel het. Maar ons benadering tot siek mense het 'n heel ander aanslag gekry, want vriende, ons wil gewoonlik weet. Was jy by 'n dokter gewees? Dis wat ons vir siek mense vra. Was jy by 'n dokter? Wat sê die dokter? Watse behandeling ontvang jy? Help daardie behandeling wat jy ontvang. Hoe gaan dit nou met jou? Wanneer gaan jy weer dokter toe? Is daar beterskap? Dis al die vrae wat ons vir hierdie mense vra wat siek is. In plaas van dat ons vir hulle sê, kom, ons vat jou na Jesus se voete toe. Kom, ons gaan vertrou Jesus vir jou genesing. Ons doen dit nie meer nie. Want die geneeshere is die mense op wie ons vertrou. Ons weet hulle doen wonderlike dinge, maar net Jesus alleen kan ten volle, volkome genees. Die ware genesingskrag is in Jesus. En dan sê ons so terloops, ag, ons sal vir jou bid. Ons sal vir jou bid, en dan doen ons dit baie keer, en baie keer doen ons dit nie. Of daar word daarom vir daardie persoon hande opgelê en gebid, om onsself en die sieke te troos. Ons doen dit baie keer om onsself te troos, of die sieke te troos. Kom, ons lê vir jou hande op, kom ons bid vir jou. En daardie eenmalige gebed wat ons nou bid vir hierdie siek persoon, glo ons, dit is die antwoord, terwyl ons eintlik in ons hart twyfel terwyl ons bid. En dan is alles verby, en so, vriende, so maak ons deesdae. Dan doen ons daarom navraag oor daardie sieke se welstand agterna. Ons vra, hoe gaan dit nou? Is daar beterskap van jou siekte? Ons vra nie, het die Here jou aangeraak toe vir jou gebid het nie. Ons vra nie, het die Here vir jou genesing geskenk omdat ek vir jou gebid het nie. Ons is almal skuldig, ook ek wat hier sit en die woord aan u bedien is skuldig. Skuldig want ons het al ons vertroue op die geneeshere geplaas, terwyl ons moet omdraai en weer eens ons vertroue en ons geloof in die Here Jesus stel en op hom vertrou. Nou vriende, dis geen wonder, ons sien en ken nie meer die genesingskrag van Jesus nie. Ons sien dit nie meer nie. Ons het dit nou net gesê. Daar's baie vertoon in gemeentes. Van daar word vir siekes gebid en die been word langer. Of hy staan op en hy loop. En jy hoor nooit agterna van daardie getuienis nie. Vriende, my vraag is, ons sien nie hierdie genesingskrag van die Here Jesus meer nie. Hierdie genesingswonderwerke van die Here Jesus nie. Want hoe verwag ons dat die Here ons gebede moet verhoor as ons nie eers regtig met groot erns en toewyding daardie sieke of daardie kranke in opregte en kinderlike geloof
na die Here Jesus toe bring vir genesing nie. Want ons weet Jesus kan genees. Ons weet Jesus is die volmaakte geneesheer, die groot geneesheer. En dit is wat die gewone lidmate en die Christene van die Handelinge gemeente gedoen het. En ons vind die voorbeeld by hulle. Hulle het hierdie genesings wonderwerke van Jesus beleef. Hulle het goddelike genesing beleef. Hulle het mense op die strate uitgedra. En as Petrus verbygestap het en net sy skaduwee het op hulle geval, word hulle genees. In Paulus se geval het hulle die doeke wat om sy liggaam was op hulle gelê en hulle is genees. Kom ek lees weer vir u hoe die Christen gemeente of die gemeenskap van daardie Handelinge gemeente betrokke was by die siek mense, gered of ongered. Dit het nie saak gemaak of dit iemand is wat die Here dien en of dit iemand is wat nie die Here dien nie. Hulle het vir daardie siekes alles gegee wat hulle kon. Handelinge 5 vers 14 en 15 en daar is meer en meer gelowiges in die Here bygevoeg en ek wil glo baie van hulle is genees. En toe het hulle Jesus gevind. By die gemeente bygevoeg van manne sowel as vroue, sodat hulle die siekes op die strate uitgedra en op die bedde en die draagbare gelê het, met die bedoeling dat as Petrus kom, al was dit net sy skaduwee op iemand van hulle sou val, dan is hy genees. Dan is hy genees, of sy genees. Groot goddelike wonderwerke het plaasgevind. Die genesingskrag van Jesus is in hulle almal geopenbaar. En ons beleef dit nie meer nie. Ons ken dit glad nie. En ons moet vir onsself vra, wat het verkeerd geloop? Maar laastens glo ek absoluut, daar kan verskeie redes wees waarom ons nie meer die genesingskrag van Jesus ervaar nie. Ek gaan vanmôre 2 redes met u hanteer. Net 2 redes waarom ek dink ons ervaar nie meer die genesingskrag van die Here Jesus nie. Ons ervaar nie goddelike genesing nie, want daar's 2 dinge wat ontbreek by ons. Volgende Sondag gaan ek verder praat hieroor. En my beskeie mening en opinie wil ek vanmôre met u deel, wat versekerde rol speel, waarom ons nie gebedsverhoring en die genesingskrag van Jesus in ons tyd ervaar, soos die eerste gemeente van Handelinge dit ervaar het nie. Dis my eerlike en beskeie mening en opinie. Dit dui alles op ons menslike gebreke en ons geestelike tekortkominge. Het gaan oor ons eie menslike foute, wat maak dat daar nie meer gebedsverhoring is nie. Maak dat ons nie meer die genesingskrag van Jesus en van God ervaar nie. Geestelike tekortkominge in jou en in my lewe, in pastore se lewens, in predikers se lewens. Hoekom God het geesvervulde manne gebruik om die genesingskrag van Jesus toe te pas op siekes? Geesvervulde manne. Hulle was geesvervulde manne, want dit was net na die uitstorting van die Heilige Gees op Pinksterdag. Hulle is vervul met die Heilige Gees en was geesvervulde manne wat vir siekes gebid het. Petrus was 'n geesvervulde man van God gewees. Handelinge 4 vers 8 sê, daarop sê Petrus, vervul met die Heilige Gees aan hulle owerstes van die volk en ouderlinge van Israel. En nou spreek hy hulle toe, want hulle wou weet, op hoe manier is hierdie man genees? En hy getuig van Jesus se genesingskrag. Nie van hom nie, van Jesus se genesingskrag. In hierdie man se lewe, hierdie verlamde man wat deur Jesus se genesingskrag genees is. En so ook die ander apostels, wat op Pinksterdag met die uitstorting van die Heilige Gees, met die Heilige Gees vervul is. En ons het gelees, verskeie plekke lees ons in Handelinge, dat daar wonderwerke plaasgevind het, onder die hande van die apostels. Maar Paulus was ook 'n geesvervulde man van God gewees. En ons weet dit. In Handelinge 13 vers 9 en 10 staan daar geskryf, maar Saulus, dit is Paulus,
vervul met die Heilige Gees, het die oë op hulle gehou en gesê, kind van die duiwel, vol van alle bedrog en alle listigheid, vyand van die geregtigheid, sal jy nie ophou om die reguit weë van die Here te verdraai nie. Hy praat met 'n man wat deur die Satan gebruik word. Mense wat deur die Satan gebruik word, maar daar staan Saulus, dit is Paulus, vervul met die Heilige Gees. Het was Heilige Gees vervulde manne van God gewees, vol van die Heilige Gees. Die krag van die Heilige Gees, die krag van Christus, die krag van God, het deur hulle gewerk en het deur hulle gevloei tot elke sieke en elke kranke. En die laaste rede is dat God ook heilige manne gebruik het om die genesingskrag van Jesus toe te pas op siekes. Geesvervulde manne is deur God gebruik. Petrus, Johannes, die ander apostels en Paulus. Geesvervulde manne van God, heilige manne, vol van die Here, lief vir die Here, toegewyd aan die Here, oorgegee aan die Here, weggegee aan die Here, heilige manne, vol van die Here, vol van die Heilige Gees. Is ons dit? Heilige manne en vroue, vol van die Heilige Gees. In die aard van die feit dat hulle geesvervuld was hulle ook heilige en toegewyde manne van God gewees, deur wie die genesingskrag van ons Here Jesus Christus kon werk om siekes van al hulle kwale en siektetoestande te genees. Dit is vir my so wonderlik. Die Here het hulle gebruik in daardie tyd, want dit was na die uitstorting van die Heilige Gees en almal was bewus van die Heilige Gees se teenwoordigheid en sy werking in hulle midde. Maar ten slotte moet ons vra, wat leer ons alles hieruit? En dis maar net die begin van 2 boodskappe. Wat leer ons hieruit? Dat ons in die tyd van vandag nie meer dieselfde geestelike standaard handhaaf as die godsmanne soos Petrus en Johannes en Paulus, deur wie baie wonderwerke in die kragtige naam van die Here Jesus Christus plaasgevind het nie. Ons handhaaf nie meer daardie geestelike standaard nie. Ons dink ons is heilig, maar ons is ver van ware heiligheid af. Ons sê ons is vervul met die Heilige Gees, maar werk die krag van die Heilige Gees deur ons, soos hy deur Petrus gewerk het en deur Paulus gewerk het, om die genesingskrag van die Here Jesus aan siek mense te openbaar. Vriende, dit is 'n aanklag vir myself. Ek kla u nie aan nie, ek kla myself aan. Ons moet onsself ondersoek voor die Here. Ons moet na die Here toe gaan en sê, Here, wys my wat staan tussen u en my. Here, wat verhinder my dat u nie my gebede kan verhoor nie? Wat verhinder my dat u my nie kan gebruik sodat die genesingskrag van Jesus deur my aan mense wat siek is geopenbaar kan word nie? Die ware opregte genesingskrag van die wonderbare groot geneesheer Jesus Christus. Ons sien nie meer die wonderwerkingskrag, die genesingskrag van Jesus in mense se lewens nie. Vriende, ek gaan volgende Sondag met u praat oor die tema vertrou Jesus vir genesingswonders in jou lewe. In jou lewe. Leer om die Here te vertrou vir genesingswonders in jou lewe. En as hierdie boodskap vanmôre vir u tot seën was, dan moet u nie volgende Sondag gaan mis nie. En as hierdie boodskap vir u tot seën was en u weet van iemand wat siek is, wat krank is, wat ly in 'n siekte, stuur vir hom die boodskap aan. Daar's genesingskrag in Jesus. Hy het nooit verander nie, vriende. Hy is van gister af, vandag, môre en tot in alle ewigheid dieselfde God. Dis ons wat nie meer leef, soos Petrus
en 'n Paulus geleef het nie. Mag die Here aan ons genade gee dat ons self ondersoek sal gaan doen en sê, Here, heilig my, reinig my, vul my met die Heilige Gees, gebruik my, Here. Ek weet, U kan my gebruik wanneer ek reg is en ek wil hê U moet my gebruik, Here. Mag die Here aan ons genade gee. Kom ons buig voor die Here. Ons wees eerlik met onsself. Vra vir hom, Here. Ondersoek jou hart voor die Here. Vas en bid voor die Here. Jou eie hart en jou eie lewe voor die Here af te sonder en te sê, Here, reinig my, heilig my, vul my met U Heilige Gees. Mag die Here genade gee. Kom ons bid saam. Here, vanmôre was op 'n ander manier 'n baie kosbare en spesiale woord. Ons sê vir U baie dankie. Dankie, is weer daar's baie mense wat siek is. Daar's baie mense wat ly, wat krankhede ervaar vir baie jare. En ons moet leer om Jesus te vertrou. Vir groot genesingswonderwerke ook in ons lewe en in ons tyd. Dalk wil die Here vir ons gebruik en vir ons, Here, werk met ons geestelik, handel met ons geestelik, praat met ons, verander ons, reinig ons met die kosbare bloed en vul ons met die Heilige Gees. Bid dit vir myself, ek bid dit vir elke hoorder. In Jesus se naam. Amen. Nou vriende, ek weet, dit was dalk nie wat u wou hoor nie, maar belangrik dat ons daaroor moet praat. Mag die Here u agtervolg deur sy woord en deur sy gees in hierdie dae wat voorlê. Seën vir u en vir die week wat voorlê. Totsiens.